Ek gaan sommer die hele deel wil lees, net om vinnig konteks te skep, maar ons gaan net kyk na verse 7 en 8 vanaand. 12 vers 7 lees ons so, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons se God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vroue aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. En ek het op die sand van die see gaan staan, net so ver in die skrif. Nou wat ons sal oplet van hierdie gedeelte, is dat dit weer eens 'n herhaling is. Menende dit volg nie kronologies op die eerste afdeling wat ons gehanteer het van hierdie hoofstuk, of althans dan nou verse 1 tot 6 nie. Dit volg nie kronologies op die vorige gedeelte van hierdie hoofstuk nie. Verse 7 tot 17 herhaal wat plaasgevind het in verse 1 tot 6. Maar weer eens vanaf 'n ander perspektief, of althans met die fokus op ander besonderhede of besonderhede wat ons nie voorheen gesien het nie. Verse 1 tot 6 het 'n basiese oorsig gegee, waar verse 7 tot 17 weer in besonderhede ingaan oor hoe dit onder andere gebeur het, dat Satan vanuit die hemel neergewerp is op die aarde. Ons sien hierdie herhaling in verskeie van die elemente wat in hierdie afdeling herhaal word, waarvan ons ook gelees het in die vorige afdeling. Eerstens, vers 4 van ons vorige afdeling, het vertel van Satan en sy demone wat neergewerp word op die aarde, en dieselfde word geherhaal in vers 9 van hierdie afdeling, waar staan, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So in die vorige gedeelte het ons gesien, hy is neergewerp, hier word hy weer neergewerp. Tweedens in vers 5 van ons vorige afdeling lees ons van Christus se heerskappy, en hy wat sy troon inneem, terwyl vers 10 presies dit weer eens vir ons herhaal. Waar staan, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus. So ons sien Christus wat weer eens sy heerskappy inneem. Derdens, in hierdie herhaling sien ons vers 4 het ons geleer, dat Satan die vrou en haar kind vervolg, terwyl ons presies dieselfde sien in vers 13 van hierdie afdeling. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Dis wat ons in vers 4 van die vorige hoofstuk ook gesien het gebeur. Vierdens, vers 6, het vertel van die vrou wat vlug na die woestyn, terwyl vers 14 presies dieselfde vir ons herhaal, deur om te sê, maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg. En vyftens, vers 6 het ons geleer dat die vrou in die woestyn beskerm sou word vir 1260 dae lank. Iets waarvan ons ook weer eens lees in vers 14, waar staan, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, 'n tye en 'n halwe tyd. 'n Tyd verwys natuurlik na een, tye verwys na 'n paar, twee,
en 'n halwe tyd verwys natuurlik na 'n halwe jaar. So dis 3,5 aarde saam, en dit is ooreenkomstig met die 1260 dae. Die ooreenkomste tussen ons huidige afdeling en die vorige afdeling is ooglopend, en dit praat nie van twee verskeie of verskillende gebeurtenisse nie. Die duiwel en sy demone is nie 2 keer uit die hemel uitgegooi nie. Christus het nie 2 keer sy heerskappy opgeneem nie. Die vrou moes nie 2 keer vlug na die woestyn nie. Die vrou moes nie 2 keer vir 3,5 jaar beskerm word nie. Dit behoort redelik ooglopend te wees dat hierdie is dieselfde gebeurtenis wat beskryf word. Behalwe as Satan 2 keer oorwin is. Christus 2 keer sy heerskappy moes inneem. Die vrou 2 keer 3,5 jaar moes wag. Alles waarna ons gekyk het, 2 keer moes gebeur. Sy 2 keer na die woestyn moes vlug. Dit maak eenvoudig nie sin as dit kronologies volg nie, maar weer eens, dit bevestig eintlik die, wat sal ek sê, die stelling wat ons nog die hele tyd maak, naamlik dat Openbaring homself die hele tyd herhaal. En hier sien ons bloot net dit wat ons oral anders in Openbaring klaar gesien in die geval is. En net om te recap op vers 7 en 8, daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Nou wat ons hier vind in hierdie vers is dat daar vir ons meer besonderhede gegee word oor dit waarvan ons gelees het in vers 4 van die vorige hoofstuk. In vers 4 was bloot die volgende genoem waar dit sê, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En in hierdie gedeelte word dan vir ons meer uitgebrei oor wat wel plaasgevind het en hoe dit plaasgevind het. Nou, net Satan of afgesonder word van die res van sy gevalle engele, so word Michael weer afgesonder van die res van sy engele. Nou, dit behoort dus ooglopend te wees dat Michael 'n besondere posisie of rol speel in die feit dat hy die engele van die Here lei. Hy is die leier in hierdie oorlog. Hy is die hoof. Michael word ook beskryf as 'n aardsengel by 'n ander stryd waar hy met die duiwel betrokke was, soos ons lees in Judas 1 vers 9 waar staan, maar toe Michael die aardsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. So daar sien ons hy word beskryf as 'n aardsengel. Nou die woord aardsengel in die Grieks is die woord archangelos. Archangelos, in die Grieks is dit eintlik 2 G's, angelos, maar as jy Grieks lees en as 2 G's, dan verander jy dit outomaties na 'n NG klank toe. Net so interessantheid. Archangelos of archagelos, as jy dit nou verkeerd wil uitspreek. Waar angelos natuurlik verwys na angel of engel dan nou, dis angelos. En arch verwys weer na heerser of om te heers. Heerser of om te heers. Arg beteken om eerste te staan, en so wanneer daarna Michael verwys word as 'n aardsengel, verwys dit na die feit dat hy die engel is wat eerste staan onder al die engele. Dit is amper soos Archbishop Desmond Tutu, as jy nou reg wil, Arch, hy is eerste, hy is die leier, hy staan bo almal uit. Dis waar daai arg vandaan kom. Okay? Dus hy staan eerste onder al die engele. Met die implikasie dan ook dat hy oor hulle heers. En ons kan dit sien in die feit dat hy die leerskare van die hemele neem en hulle lei in hierdie oorlog teen die duiwel natuurlik dan. Nou, en hier kom die moeilikheid. Of die curveball dan nou. Dit is moontlik. So moenie sê dat ek sê dit is nie moontlik nie. Dit is moontlik dat Michael bloot 'n engel is en dat hy die leerskare van die hemel regeer. Maar dit is meer waarskynlik in my opinie dat Michael verwys na Jesus. Ek dink Michael
is Jesus. En baie ander teoloë sal ook daardie standpunt ondersteun. Ek is nie uniek in hierdie uitkyk nie. Eerstens, juis omdat dit voorkom dat hy die leerskare van die hemel regeer. In Josua 5 vers 13 tot 15 lees ons van 'n Christofanie, of altens 'n verskyning van die pre-inkarneerde Christus. Dit is wat 'n Christofanie is, of 'n Christophany in Engels. 'n Christophany is 'n verskyning van die pre-inkarneerde Christus in die Ou Testament voordat hy geïnkarneer het. Is 'n verskyning van Jesus in die Ou Testament. So hierso in Josua 5 vers 13 tot 15 lees ons van 'n Christofanie, of waar Jesus dan nou aan Josua hulle verskyn. Die pre-inkarneerde Christus. En daar noem Josua hom ook Here. Here met hoofletters menende Yahweh, God. En daar sal staan in Josua 5 vers 13 tot 15, en terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Met ander woorde, hy is eerste onder die leer. Hy is die leerowerste. Ek het nou gekom, en toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waar jy op staan, is heilig, en Josua het so gedoen. Ekskuus, die direkte verwysing is klein letters Here, maar dit is nog steeds 'n verwysing na die Here self. Dit is nie noodwendig Yahweh nie. Nou hierdie is die verskyning van 'n pre-inkarneerde Christus. Josua val voor hom neer. Hy aanbid hom. Dis 'n Christofanie, soos teoloë dit noem. Maar hy word ook genoem die leerowerste van die Here. Christus is die leerowerste van die Here, want dit is Christus wat hier verskyn. En dit is niks anders as wat al van Michael beskryf word nie, in hierdie gedeelte van ons teks. Hy is die leerowerste van die Here, van die leerskare. Hy is die een wat die oorlog voer. Tweedens, wanneer ons kyk na Judas 1 vers 9, wat die stelling maak dat Michael die duiwel bestraf het, verwys Judas na iets wat gebeur het onder die tye van die Ou Testament. Hy praat van iets wat in die ou tyd gebeur het, rondom die tyd wat Moses gesterf het. Want hy sê wel, hy was in 'n stryd oor Moses se liggaam. Nou die Bybel noem niks oor hierdie geval in die Ou Testament nie. Dit sê niks daaroor nie. Alhoewel presies dieselfde uitspraak gemaak word in Sagaria as dit wat gesê word van Michael, wat hy vir die duiwel gesê het, waar hy sê, die Here bestraf jou. Daai uitlating van die Here bestraf jou, wat hy blykbaar in die Ou Testament tye gemaak het, word presies so herhaal, daai selfde stelling word herhaal in Sagaria, waar Sagaria 'n visioen sien van Josua die hoëpriester, wat voor die engel van die Here staan, terwyl die duiwel langs hom staan en hom aankla. En julle sal die ooreenkoms sien tussen dit wat ons in Judas lees, en dit wat in Sagaria plaasvind, en julle sal nou sien hoekom dit van toepassing is. Want Sagaria 3 vers 1 tot 3 sê, daarna het hy my Josua die hoëpriester laat sien, hierdie is nou die visioen van Sagaria, daarna het hy my Josua die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, Here, hoofletters Yahweh, toe sê die Here aan Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Dis die Here self wat dit sê. Michael en Judas, net omdat dit in die derde persoon praat,
Sê nie by voorbaat dat hy nie die Here kan wees nie, omdat hy in die derde persoon praat en sê, maar die Here bestraf jou nie. Want in Sagaria sien ons presies dieselfde woorde, maar dis die Here self wat dit sê. Al praat hy in die derde persoon van homself. Hy sê, toe sê die Here aan Satan, hoofletters, Yahweh, toe sê Yahweh aan Satan, mag Yahweh jou bestraf, Satan. So God praat van homself in die derde persoon, maar dit is nog steeds hy wat praat. En dit is presies dieselfde woorde as wat Michal gesê het. Toe daar 'n woordestryd was oor Moses se liggaam, die Here bestraf jou. So elimineer dit die feit dat Michal die Here kan wees, omdat hy van die Here in die derde persoon praat, nee, dit doen nie. Want in Sagaria sien ons, dis die Here self wat praat van homself in die derde persoon as die Here bestraf jou. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf oor Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie, en Josua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. En hier is dit ook, hy wat as die engel verskyn. Judas sê vir ons dat Michal al voorheen die duiwel bestraf het met die woorde, die Here bestraf jou. Terwyl Sagaria ook praat van die engel van die Here wat die duiwel bestraf het met die woorde, mag die Here jou bestraf, o Satan. Wat Sagaria ons wel inlig, is dat die engel van die Here ook die Here, Yahweh self is. Want die engel van die Here staan voor Satan, maar dan praat die Here, hoofletters Here Yahweh, met Satan en bestraf hom met die woorde, mag die Here jou bestraf. Dit is die Here self dan wat sê, mag die Here jou bestraf. En die punt is, dit is nie ongewoon dat die engel van die Here, wat ook Yahweh self is, of 'n Christofanie is, in die derde persoon van homself praat, wanneer hy sê, mag die Here jou bestraf nie. Want hulle sê presies dieselfde woorde dan ook, as wat Michal gesê het. Dit is nie ongewoon dat die Here na homself in die derde persoon verwys nie. Nou om net vinnige eksegese van die vers in Judas te doen, wanneer Judas sê, dat Michal geen oordeel van lastering durf uitspreek het nie, maar gesê het, die Here bestraf jou. Beteken dit nie noodwendig, dat hy nie gedurf het, om in sy eie naam te spreek, en daarom het hy eerder in die naam van die Here gespreek nie. Dit is hoe baie mense daai skrif interpreteer in Judas. Hy het nie gedurf om 'n woord van lastering te spreek nie, daarom het hy gesê, die Here bestraf jou. Okay? Maar dit beteken nie noodwendig dat hy nie gedurf het om iets in sy eie naam te spreek, en daarom het hy in die naam van die Here gespreek, eerder as in sy eie naam nie. En dit is wel hoe baie mense daai skrif interpreteer, naamlik om te sê weer eens dat Michal nie gedurf het om in sy eie naam te spreek nie, maar eerder toen in die naam van die Here gespreek het. Want daardie verduideliking maak nie sin nie. Want wat is 'n groter lastering om te doen? Is dit 'n groter lastering om in my eie naam te spreek? Ronnie Warren sê vir jou gaan uit? Of is dit 'n groter lastering vir my om 'n aanname te maak en sê, Ronnie, die Here sê vir jou gaan uit? Wat is 'n groter lastering? Dit is 'n groter lastering om in die naam van die Here te praat, as ek nie die Here is nie. Dit is 'n groter lastering, of as 'n groter kans vir lastering, as ek in die naam van God praat. Inteendeel, baie pastore en kerke laster juist deur om te sê, of deur die feit om te sê, die Here sê. Maar dis tog wat Michal doen. Hy sê die Here sê. Terwyl dit nie die Here is wat sê nie, in baie gevalle met dominees en so aan in ander kerke nie. Maar dit hulle eie verbeelding of voorbarige aanname is dat die Here dit sê wanneer hy dit nie sê nie. Maar die punt is, dit is nie vir Michal lastering. En hier is my eksegese van daai skrif. Dit is nie vir Michal lastering om te sê, die Here bestraf jou nie. Hoekom nie? Want hy is die Here.
Dis hoekom dit nie vir hom lastering is nie. Dis hoekom dit nie vir hom voorbarig is om dit te sê nie. Hy het nie durf om lastering te spreek toe hy gesê het, die Here bestraf jou nie. Hoekom het hy dit nie gedurf nie? Want hy is die Here self. Dis nie vir hom lastering om dit te sê nie. Net soos wat dit vir die engel van die Here nie lastering was om dit te sê in Sagaria nie. Waar dit ook God self was. Ja, dis ook die engel van die Here, maar daai engel van die Here word beskryf as Yahweh, hoofletters Here. En dit was daar ook nie lastering vir hom om dit te sê nie, want hy self, die engel van die Here daar so in Sagaria, is die Here. Maar die punt is, dit is nie vir Michael 'n lastering om te sê, die Here bestraf jou nie, want hy self is die Here. Hy het nie gewaag om 'n lastering te spreek, deur om daardie woorde te uiter nie, want daar is niks om te waag as hy self die Here is nie. En Sagaria is die engel van die Here, wat presies dieselfde woorde uiter, die Here self, en waarskynlik is Michael daardie selfde engel, en dis ook die Here. Want hy sê presies dieselfde woorde, as in Sagaria. Waar die engel van die Here dit sê, wat ook die Here self is, en Michael is die leerowerste. En derdens, hierdie oorlog waarvan Openbaring praat, vind plaas, let wel, reg voor Jesus se inkarnasie. Want soos vers 4 ons geleer het, die duiwel was neergegooi aarde toe die vrou op die punt was om te baar. Soos hy het nog nie gebaar nie. Dit vind plaas voor Jesus se inkarnasie hierdie oorlog, want die vrou het nog nie gebaar nie. Sy is op die punt om te baar, maar sy het nog nie. Jesus was nog nie geïnkarneer nie. Nou voor Jesus se inkarnasie, voor sy geboorte, toe hierdie oorlog nog plaasgevind het Jesus algemeen bekend gestaan as die engel van die Here. Orals waar ons lees, voor sy inkarnasie, en hy verskyn en daar 'n Christofanie is, staan die Here altyd bekend as die engel van die Here. Hy staan nooit bekend as Jesus nie. Hy staan bekend as die engel van die Here. So kom nie ook hierso voor sy inkarnasie nie. Jesus word algemeen as die engel van die Here genoem in Genesis 16 vers 10, Exodus 3 vers 2, Numeri 22 vers 23, Rigters 6 vers 22, en Josua wat ons nou net gelees het, Psalm 34 vers 8 en so voort. Dis nie vreemd, dis al wat ek wil wys en bewys hierdeur. Dit is nie vreemd dat daar na Jesus verwys word as 'n engel voor sy inkarnasie nie, want dit was die algemene gebruik gewees voor sy inkarnasie. Om na hom te verwys as die engel van die Here. En hierdie oorlog is nie die uitsondering nie. Hierdie oorlog was voor sy inkarnasie. So kom nie nog steeds na hom te verwys as 'n engel nie. Vierdens, die enigste ander plek in die Bybel waar daar na 'n aardsengel verwys word, buiten dit wat ons in Judas gelees het van Michael die aardsengel, die enigste ander plek waar ons van aardsengel lees in die Bybel, buiten Judas, is in 1 Tessalonisense 4 vers 16, waar Jesus self die stem van 'n aardsengel het. Waar staan, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardsengel, en met geklank van met die basyn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Dis die enigste ander plek waar ons van 'n aardsengel lees. Is waar Jesus self met die geroep van 'n aardsengel sal kom. En hoekom sal hy met die geroep van 'n aardsengel kom, as aardsengel niks met hom te doen het nie? Dit maak nie sin nie. Maar dis die enigste ander plek wat ons van 'n aardsengel lees, is in terme van Jesus wat kom met die klank van 'n aardsengel. Die woord aardsengel kom nêrens anders voor in die Bybel nie, tensy Daniël 10 vers 13 dieselfde bedoeling het as wat ons lees in die Nuwe Testament, daai twee gevalle waar dit wel voorkom. Waar staan,
maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. As ek reg onthou, is dit Gabriel wat hierso beklei het, dis in die tyd van die ballingskap, hulle het teen die Perse beklei, engele van die hemel was obviously betrokke, en toe uiteindelik kom Michael om hulle te help, wat die aartsengel is. Maar die skrif sê, hy is een van die vernaamste vorste. Nou die woord een, waar daar staan, hy is een van die vernaamste vorste, kan ook vertaal word as eerste. Nie een nie, in die Hebreëus. Die konteks bepaal dit gewoonlik. Die Young's Literal Translation vertaal dit as eerste, nie een nie, asof hy een van baie is nie. Dit vertaal dit as eerste. En so is die waarskynlike lesing van daardie vers bedoel om te wees, en kyk, Michael, eerste van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En daai eerste verwys dan waarskynlik na aartsengel, want dis wat aarts of arg beteken is om eerste te staan. So dis waarskynlik wat daar bedoel word in Daniël, waar Gabriel gesê het, maar Michael het uiteindelik gekom om ons te help. Hy is die eerste van die vernaamste vorste. Hy is 'n aartsengel. En so word Michael, wat as die eerste uitgebeeld word, ook ondersteun deur die feit dat hy die aartsengel is, met arge, wat eerste beteken, hy is die eerste. Vyftens, hoekom ek van die opinie is dat Michael Jesus self is. Dit is nie ongewoon dat Jesus verskillende name het nie. Naamlik, ons lees van hom as Immanuel, seun van die mens, seun van Dawid, die engel van die Here, en so meer. Jesus het 'n klomp verskillende name. Dit is nie ongewoon nie. En dit maak ook sin as ons kyk na die betekenis van die naam Michael. Want die naam Michael behels 'n retoriese vraag. Want die naam Michael beteken, wie is soos God? Sy naam vra 'n retoriese vraag, wie is soos God? En die antwoord op die retoriese vraag is natuurlik, niemand nie. Niemand is soos God nie. Dis wat sy naam beteken, wie is soos God? Dis 'n retoriese vraag, om sy heerlikheid uit te beeld, want die antwoord is ooglopend, niemand is soos hy nie. Dis 'n vraag wat gestel word. Mi van Michael beteken wie? Mi beteken wie? In Hebreëus. Ga beteken is soos, met ander woorde, jy het Micha, wie is soos? Michael, en El beteken God. Dis waar Elohim vandaan kom. Elohim is natuurlik eintlik 'n meervoud van die woord El. 'n Meervoud. En so word ook van God as 'n meervoud gepraat in die Ou Testament, om sy heerlikheid vas te vang. Jy kan nie van hom praat as 'n enkelvoud nie, want hy is net te groot en te heerlik om van hom te praat as 'n enkelvoud. Michael, wie is soos El of God? Sy naam beteken dus, en vra die vraag, wie is soos God? En die antwoord op hierdie logiese retoriese vraag is, niemand is soos God nie. En in hierdie geval dien dit as 'n selfverwysing, net soos Immanuel as 'n selfverwysing na die Here verwys. Want dit sê, God met ons. En wanneer God met ons klink asof dit van 'n derde persoon praat, dit verwys nog steeds na God, selfs al sê het God met ons. Of ek wat julle sê, maar God is met ons. Nee, dit is 'n selfverwysing. Immanuel is God met ons, dit is 'n selfverwysing. Wie is soos God? Michael is ook 'n selfverwysing, net soos Immanuel 'n selfverwysing is. Sestens, in Lukas 10 vers 18 lees ons dat ek het gesê die Jesus vir sy disippels sê. Dat Jesus vir sy disippels sê, nie die Jesus sê.
Ons lees in Lukas 10 vers 18 dat Jesus, of die Jesus vir sy disippels sê, toe sê hy vir hulle, dis nou Jesus vir sy disippels, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Ek het hom sien val. Dit is ooglopend dat hierdie in die verlede gebeur het, want Jesus sê, hy het dit gesien, dit het klaar gebeur. Hoe het Jesus dit gesien? Want hy was waarskynlik Michael wat dit gedoen het. Hy was daar. Dis voor sy inkarnasie. Hy is die leerowerste van die leerskare van die Here. Wat deel was van die oorlog wat Satan en sy engele net voor sy inkarnasie na die aarde toe neergewerp het. Want dis wat die skrif ons tog leer, gebeur het met die Satan. Net voor die vrou gebaar het, toe sy op die punt was om te baar, was daar oorlog in die hemel. Michael was die owerste van die leerskare. Hy was daar toe gebeur het. Jesus sê hy het gesien. Hoekom? Want hy is die engel van die Here. Hy is die owerste van die leerskare. Of Michael wat 'n engel is die owerste van die leerskare, of Jesus is die owerste van die leerskare van die hemel, van die leerskare van die hemel, van sy army. En ek dink is Jesus. Ek dink Jesus is in beheer van die army. Nou wat beteken dit? Dit beteken Christus het Satan beide in die hemele sowel as op die aarde oorwin. Dis wat dit dan beteken. Want dan beteken dit hy het nie net Satan voor sy inkarnasie uit die hemel uitgegooi na die aarde toe nie. Toe kom Jesus aarde toe. En hy maak die werk klaar. En hy oorwin hom ook op die aarde. Hy het hom oorwin in die hemel, soos ons daarvan lees hier in Openbaring net voor sy inkarnasie, sowel as op die aarde, soos ons lees in Hebreërs 2 vers 14 en 15, waar staan, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy, dit is nou Jesus, deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Christus het hom oorwin. Hy het die een oorwin wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, sê Hebreërs. Hy het hom oorwin. Wanneer? Toe hy gesterf het aan die kruis en opgestaan het. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Christus het hom oorwin in die hemel, voor sy inkarnasie. Toe vind sy inkarnasie plaas, en hy oorwin hom ook op die kruis, hier op die aarde. Hy is in die hemel en die aarde oorwin. En heers Christus nie oor die hemel en die aarde nie. Hoekom heers hy oor die hemel en die aarde? Hy het Satan in beide gebiede oorwin. Nie waar nie? Nou, ek sê weer, dit is nie onmoontlik dat Michael bloot 'n verwysing is na 'n engel nie, maar Michael is waarskynlik 'n verwysing na Christus self, die leerowerste van die Here se leerskare. En dien as 'n verwysing na Christus wat die duiwel in die hemel net voor sy inkarnasie, sowel as op die aarde na sy inkarnasie, finaal uitoorlê het by sy kruisiging. Dis my opinie van hoe dinge uitgespeel het. En ek dink daar is oor genoeg skrif om dit te ondersteun. Jesus self sê hy die duiwel soos 'n bliksem sien val. Nou die skrif sê verder, 'n interessante ding, hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Dis nou van die Satan en sy trawante. Hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Nou, indien hierdie plaasgevind het, nie aan die begin van die skepping, of in die toekoms aan die einde van die skepping nie in een van die twee nie, maar rondom die tyd net voor Jesus se geboorte, indien dit die tyd is wat hierdie plaas gevind het, en dit lyk om so te wees, want die vrou was op die punt om te baar. Nou as hierdie nie plaas gevind het aan die begin van die skepping, of plaasvind aan die einde van die skepping, soos die futurist sal dink nie, moet die vraag gevra word,
of daar dan nog plek in die hemel was vir die duiwel en die trawante tot Jesus se inkarnasie toe. Nie waar nie? Ek dink is 'n logiese vraag dan om te vra. As by hierdie oorlog eers daar nie meer plek in die hemel was vir die duiwel en sy trawante nie, was daar dan tot en met hierdie tyd plek vir die duiwel en sy trawante in die hemel gewees? Né? Mens moet die vraag vra. Julle verstaan wat ek sê? Mens moet dan die vraag vra. So as dit eers op hierdie tyd is dat hulle nie meer 'n plek in die hemel te vind gehad het nie, dan moet dit wees tot op hierdie tyd het hulle wel gehad. So indien hierdie oorlog werklik plaasgevind het, net voor Christus se inkarnasie, was daar nog plek vir Satan en sy engele in die hemel in die tye van die Ou Testament? Dis eintlik hoe ons die vraag kan stel. En dit kom voor vanaf die res van die woord om wel die geval te wees. Ons lees onder andere in Job 1 vers 6 daar staan, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Wat maak die Satan in die hemel? Satan het dan ook voor God gekom, toe al die ander engele hulle self voor die Here gestel het. Satan was ooglopend toegelaat in die hemel om saam met die ander engele voor die Here te verskyn. Job 2 vers 1 en 2 sê ook vir ons, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deur kruis het. So dit is ooglopend dat die Satan vrylik kon beweeg tussen die aarde en die hemel. Want hy kom nou net van die aarde af, wat hy deur kruis het. Nou ons lees ook van die profeet Micha, wat voor koning Agab verskyn, in 1 Konings 22 vers 19. Waar staan, verder sê hy, daarom, hoor die woord van die Here, ek het die Here sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan aan sy regterhand. Dis die beskrywing van die hemel. En aan sy linkerhand, aan sy regter en aan sy linkerhand, en die Here het gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gilead? En die een het so gesê, en die ander weer so. Toe kom die Gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal. En die Here vra hom waarmee, en hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van al sy profete. Ek sal 'n leengees word. Met ander woorde, hy sal die vals profete help om vals te profeteer. En hy sê, dis nou God sê, jy sal oral, ja, jy sal ook oorwin, gaan uit en doen so. En nou kyk, die Here het 'n leengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die Here het onheil oor u gespreek. Die leengees is 'n ooglopende verwysing na 'n gevalle engel, wat voor die Here in die hemel verskyn. Want daar's geen leentaal in 'n engel wat nie gevalle is nie. Die gevolgtrekking is dus, dat tot en met hierdie oorlog, wat kort voor Christus se inkarnasie plaasgevind het, daar wel, soos dit lyk van die Ou Testament, 'n plek in die hemel vir die duiwel en sy engele was. Hulle mag daar gekom het. Dis so dit lyk van Job se geval ook. Dit was miskien 'n beperkte plek, maar daar was tog 'n plek vir hulle om voor God die Vader te verskyn. Na hierdie oorlog in die hemele, was daar geen meer plek in die hemele vir hulle nie, sê die skrif. En daarom sien ons ook 'n groot hoeveelheid demoniese aktiwiteit gedurende die bediening van Jesus. Aangesien hulle vir daardie kort periode van tyd afgegooi was na die aarde toe. So daar was 'n oorlog net voor Christus aarde toe gekom het. Hulle is afgegooi aarde toe, hulle plek is nie meer in die hemel nie, hulle mag nie meer daar kom nie. Hulle almal is nou op die aarde. Ons sien 'n groot hoeveelheid demoniese aktiwiteit in die tyd van Jesus, want almal is vol demone, almal het demone wat uitgedryf moet word.
En dis in daai kort periode van tyd wat hulle aarde toe gegooi is. Van net voor Jesus se inkarnasie. So die skrif is eintlik eenvoudig om te verstaan. Daar was wel 'n plek in die hemel vir die duiwel en die gevalle engele, tot hierdie oorlog plaasgevind het, soos ons dit ook sien in die Ou Testament, en net voor Christus se inkarnasie was daar 'n oorlog in die hemel, waarskynlik gelei deur Jesus self, wat gesien het hoe die duiwel val. En die duiwel en sy gevalle engele was na die aarde toe neergewerp, waarna daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind was nie. En hierdie neerwerping het ons ook het ook hulle mag beperk. Hierdie oorlog wat hulle verloor het hulle mag beperk. Want soos ons lees in Lukas 19 vers 18 en 20 tot 20. 18 tot 20. Toe sê hy vir hulle, dis nou Jesus, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag. Hier is ons basies die resultaat van Satan wat na die aarde toe neergewerp is. Ek het Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie, maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Hulle mag was beperk. Die geeste is aan hulle onderworpe gewees. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskryf het. Met ander woorde, as deel van hierdie narratief, waar Satan neergewerp is aarde toe, sien ons dat die demoniese ryk se mag, wat saam met Satan neergewerp is, so beperk is, dat dit selfs onderworpe is aan mense. Dis hoe beperk hulle mag is. Dat dit selfs onderworpe is aan mense, of eenvoudige mense. En dit is hoe baie hulle mag beperk was in hierdie deur hierdie oorlog. En ek glo hierdie sluit aan by Openbaring hoofstuk 20 weer, wat soos ons gesien het, Openbaring is herhaling, maar ek dink hierdie sluit aan by Openbaring hoofstuk 20, wat handel oor Satan wat met kettinge gebind is vir 1000 jaar, sodat die nasies nie meer sou verlei nie. Waar dit dan aan die einde van daardie kort rukkie vrygelaat sou word. Daardie 1000 jaar, sowel as die 40 jaar tussen Christus se kruisiging en die val van Jerusalem, verwys na dieselfde volmaakte periode van tyd. 40 en 1070 is als volmaakte periodes van tyd. Aangesien nommers selde letterlik bedoel word in Openbaring. Soos genoem word in Openbaring 20 vers 3, die duiwel sal dan vir 'n kort periode van tyd losgelaat word. Sy magte is gebind vir 'n tyd, soveel sodat mense, dat hulle onderworpe is aan mense, maar aan die einde van daai tyd word hulle losgelaat, soos Openbaring 20 vers 3 sê, vir 'n kort periode van tyd. Waarskynlik 3,5 jaar, of 1260 dae waarvan ons gelees het, waar die vrou wel beskerm moes word. Dis dieselfde tyd as wat die Here die vrou, of althans die kerk, sou beskerm, want die vrou is mos die kerk. En hy sou spesifiek vir daai 3,5 jaar, of 3,5 tye, die vrou, die kerk beskerm. Hoekom beskerm? Want die duiwel sal volgens Openbaring 20 vir 'n kort rukkie losgelaat word, hy sou mag gegee word. En ons sien dit in die val van Jerusalem. Soos Josephus vir ons gesê het, daai is niks anders as demonies wat daar aangegaan het, wat die Jode aan hulle self gedoen het in die tyd van die belering nie. En die Here het die kerk beskerm in daai kort periode van tyd. As ek net vinnig visueel vir julle kan uitbeeld. Hier is die 70 na Christus. Hier is die periode van 3,5 jaar. Satan is ontbind hierso. Groot marakas gebeur hierso, wat aanleiding gee tot die val van Jerusalem. Demoniese goeters. Hierdie is 'n periode van tyd van letterlik 40 jaar van Jesus se kruisiging. Dit was die kruis. Hierso is Jesus se bediening, hy's gebore hierso.
Wat sien ons net voor sy inkarnasie? Hier is sy inkarnasie. Hier was 'n oorlog. Toe die vrou op die punt was om te baar, was daar oorlog. Hierso was Satan nog in die hemel gevind, daar was nog 'n plekkie vir hom, hierso word hy neergewerp. Openbaring sê, of is dit ons skrif wat sê, né? Weet die mense van die aarde, want die Satan is na julle toe neergewerp. Hy is neergewerp, maar wel, hulle krag is tog beperk. Want selfs mense kan op die skerpioen en op die slange trap. Sy mag is beperk. Satan is hierso, ons sien dit in al die demoniese aktiwiteite in daardie tyd. Hier wen Jesus hom in die hemel. Hier wen hy hom op die aarde, hy het geen meer mag oor die dood nie. Hy is toegesluit vir daai periode van tyd. Hy is kettings, hy het nie mag nie, behalwe vir 'n kort rukkie aan die einde van daai periode van tyd. Hierso kon ons sien, die evangelie gaan uit na die nasies. Die evangelie is suksesvol. Ek meen Petrus preek en 3000 mense kom tot bekering in een dag. En toe nog 2000 mense kom tot bekering in een dag. Die evangelie is suksesvol hierso. Die uitverkore Jode word ingebring. Die heidene word ingebring. Paulus sê, die evangelie is oor die hele wêreld gepreek. Dit is suksesvol. Satan het nie mag nie. Behalwe vir 'n kort rukkie. En ons weet ook hoe die vervolging van die Christene baie erg geraak het in daardie tyd. Soos ons gesê het, Nero het die mense die Christene as straatlampe gebruik, aan die brand gesteek, in die Kolosseum met hulle teen leeu's geveg. Christene was 'n algemene spektakel gewees om teen die wilde diere te veg in hierdie tyd. Tot hier was hulle nog relatief veilig. Ek meen, ja, die Jode wou hulle bietjie doodmaak, maar hier was die groot moeilikheid vir die Christene in daai kort periode van tyd. Maar Christus het wel al sy kerk beskerm. Maar dis wat ek dink hier gebeur het. Satan word daar oorwin, hy word daar oorwin. Hy word wel vir 'n kort tydjie losgelaat, voor hy finaal mee afgereken word. Dis hoe ek dink dinge uitgespeel het. En ek dink jy kan 'n redelike sterk skriftelike bewyse daarvoor gee. Maak dit sin? Help my prentjies. Enige vrae? Ek dink dit Openbaring herhaal homself so baie. Dis het verskillende perspektiewe. En ek dink as jy dit het 'n gedagte hou, dan moet Openbaring hier ergens inpas. En dit gaan altyd. En ek dink selfs Openbaring 20 gaan hier inpas. Want as als kronologies plaasvind, hoeveel keer word Satan nie oorwin in Openbaring nie? 1000 keer. In ons vorige afdeling word hy oorwin, of neergewerp, hier word hy neergewerp, en op Openbaring 20 word hy weer met kettinge gebind. Hoeveel keer moet die ding gebind word? Hoeveel keer moet hy gewen word? Dit maak nie sin nie. Nee man, dis 'n herhaling wat plaasvind. En alles beskryf net met ander woorde, ander beeldspraak, want dit is 'n boek van beeldspraak. Dit is net 'n herhaling van alles wat ons hier sien plaasvind. En ek dink ons skrif veral maak dit ooglopend, dat Satan al hierso neergewerp is aarde toe. Ek dink jy kan met dit stry nie. Ek weet hoe jy hierdie afdeling en ons vorige afdeling altyd lees wat sê, hier het dit gebeur nie. Ek dink is 'n bevestiging dat dit hier is, net toe die vrou op die punt was om te baar, dat hierso het daai oorlog plaasgevind. En hy het sy trawant is neergewerp. Ek dink jy kan dit op 'n ander tydlyn sit nie. Ek dink jy kan dit ergens in die toekoms sit nie. Want Christus is klaar gebore. En ek dink jy kan dit aan die begin van die wêreld sit by die sondeval, dat dit is wat by die sondeval gebeur het nie. Want by die sondeval 6000 jaar, 7000 jaar terug was die vrou nie op die punt om te baar nie. Hier was sy. Christus was op die punt om gebore te word. En ons sien wel dat Satan tot en met hierdie tyd in die Ou Testament daar nog wel 'n plek, al is dit 'n beperkte plek vir hom in die duiwels in die hemel te vind was. Wat nie meer die geval is na hierdie oorlog nie.
Tensy ons na almal hemel toe gaan as ons doodgaan. En dan nog demone ook tussen ons gaan ronddwaal daarso. Ek dink nie so nie. Enige vraag? OK. Kom ek sluit vir ons af. Here, dankie vir die woord en die waarheid en dankie dat U oorwin het. Nie in die hemel nie, maar ook op die aarde en so regeer U ook oor die hemel en oor die aarde en U is alle mag gegee. Dankie dat ons kan weet dat ons koning is soewerein oor alles. En Here, dat U ook ons genadig is, dat U oor ons waak, Here. Wat 'n groot genade is dit nie. Mag ons nie vergeet in die woord en die verbond minag nie, Here. Maar mag ons ooreenkomstig daarmee lewe. Lei ons in dit deur die krag van die Gees, want Here, ons het die krag van die Gees nodig. Ons is nietig vir Heer. Lei ons in dit ter ere en verheerliking van U heilige naam. Amen.